Welkom by Suid-Afrika se saga. En ek wil 'n bietjie gesels oor daai ding wat niemand oor wil praat nie. Volksmoord. Of genocide soos ons dit nou in die media ken. Dit is nou die hele media spektrum vol. En daar is mense wat glo dit is daar, dat dit waar is en dat dit gebeur. En dan is daar mense wat sê, maar dis absoluut 'n snert. Ongelukkig is dit nou 'n wapen wat gebruik word teen die gemiddelde, kom ons sê nou Afrikaner, of boer, of in watter spektrum jy jouself nou wil plaas, aan watter groep jy besluit jy wil nou deelneem. Dit word teen ons as blanke mense gebruik, omdat dit deur mense soos Donald Trump nou geuiter word. En dan kom die media en sê, maar wag 'n bietjie, julle praat nou luitere snert, volksmoord bestaan nie. Dit is tot 'n mate korrek, wanneer 'n mens kyk na hoe die definisie van volksmoord werk. En julle kan ongelukkig nou stry met my, en hoewel ek baie graag, ek is ondersteuner van plaasmoordveldtogte en dat boere beskerm moet word. Ek is 100% 'n ondersteuner daarvan. Ek was by daai kruisplanting destyds in 2004, toe daai eerste kruise teen daai berg geplant is in Pietersburg. En ek ken mense wat vermoor is, wreedaardiglik, maar is dit volksmoord? En dit is waar die definisie versus die realiteit van mekaar geskei moet word. Nou, kom ek verduidelik hoekom baie mense dit perceive, is die Engelse woord, of kom ons sê nou maar sien, en hier moet ek weer om verskoning vra om het onthou, ek is Engels grootgemaak, wat beteken, my Engels is baie sterker as my Afrikaans, en ek sukkel met baie keer met Afrikaanse woorde. Goed, so die perception is daar, dat volksmoord bestaan, omdat in kleiner plaasgemeenskappe, mense baie ver uit mekaar uit bly. Partykeer soveel as 20, 30 kilometer of meer. So wanneer 'n persoon vermoor word, 'n plaaseienaar, boer of selfs een van sy werkers, dan weet almal in daai streek dit. In die dorp, in die volgende dorp, in daardie 500 vierkante kilometer omgewing weet van daai plaasmoord. En in baie gevalle word daai persoon nie vervang nie. En dit is waar die probleem inkom. Wanneer sulke mense wat plaaseienaars is, veral wanneer dit 'n eienaar is van groot stukke grond, en hulle nie vervang word nie, omdat kom ons sê die kinders, of die mense wat die plaas koop, besluit hulle wil nie aangaan nie, daar's te veel risiko, ten opsigte van plaasmoorde, en hulle wil nie daar regtig boer op dieselfde manier nie. Met ander woorde, hulle is proxy boere. Hulle gaan iemand dalk aanstel wat nou deur die dag die plaas gaan hanteer, en hulle gaan van 'n afstand af die ding net bekyk en bestuur. Dan sien 'n mens gemeenskappe wat al hoe kleiner word. Kom ons sê van 100 boere word nou elke jaar al hoe minder, en dan is dit 90 en dan 80 en dan ensovoorts. So vir daai gemeenskappe, wanneer daai boere gedood word, dan voel dit baie erger as wanneer dit in 'n gemeenskap is soos in 'n dorp, waar daar letterlik duisende mense is, en 'n persoon word gedood, dan word miskien nie so erg gevoel nie. En dit is hoekom daar 'n sterker gevoel van volksmoord of genocide dalk kan wees. Ongelukkig is dit so dat in kleiner gemeenskappe word daai klein gemeenskap nie aanvaar deur die regering of deur die wêreld as 'n individu of 'n gemeenskap van sy eie nie. Dit word ingedeel in die res van die land. En dit is waar ons dan nou, soos ons in Engels sê, dilution kry. Dan oor jou bekertjie water
word by 'n hele emmer gevoeg. Dan word jou 1 of 2 of 3 of 4 moorde in jou klein streekie word bygevoeg by duisende. In Suid-Afrika is dit nou 'n geval van 27,000 gemiddeld per jaar. Dit kan meer wees. So, wanneer ons kyk na plaasmoorde wat 50 tot 70 jaar is, miskien bietjie meer of minder in 'n jaar, dit hang af van die jaar. En dit word gevoeg by 27,000 moorde. Dan word daai 50 tot 70 moorde niks in vergelyking met die res van die land nie. Maar wat ons in ag moet neem, is dat die eintlike moordsyfer per capita, wanneer ons praat van per capita, dan is dit nou per 100,000 mense, wat die wiskunde gewoonlik op uitwerk. Dan is dit 3,8 keer meer as vir die res van Suid-Afrika, wanneer mens in ag neem, dat daar om en by 35,000 kommersiële boere nog in Suid-Afrika is, van verskeie rasse, nie net wit nie. Dan is dit ernstig, maar het dui nog nie op volksmoord nie. Die getal en die motivering, al daai goed is nie daar nie. Nou ek het baie mense wat met my gaan stry en sê, ja nee, maar jy het nie al die syfers nie, of whatever, en gaan sê, maar dit bestaan. Nou wil ek sê, wie wat bring vir my die bewyse? Sit dit by mekaar, maak 'n dossier, en vat dit na die internasionale hof, international courts, want dit help nie om te sê, maar dit bestaan, maar jy sit op bewyse, jy sit op jou hande, en jy doen niks daaraan nie. En jy bring nie daai bewyse vir die mense wat iets daarmee kan doen nie. Ek persoonlik kan bijvoorbeeld niks daaraan doen nie. Of ek nou weet of nie, ek het 'n opinie, en ek werk op feite. En glo my, ek was al betrokke by verskeie regse organisasies, waar ek graag wil meer uitvind, maar wat ek geleer het is dat baie van die regse organisasies, en dis hoekom ek onttrek het van baie van die regse organisasies, ongelukkig vertrou op valse inligting. En dan begin hulle valse inligting versprei. En ek wil nie spesifieke mense noem nie, maar dis mense wat nou al oorsee is, na Amerika toe is. En dis die soort mense wat dan die oor kry van mense soos Elon Musk en Donald Trump, en dan versprei hulle aan hulle valse inligting, of hyperbole, soos ons sê in Engels. Dis exaggerated getalle, exaggerated stories. Hulle maak 'n ding baie erger as wat dit reg is. En op die ou einde, wat dit veroorsaak is, mense soos ons wat hier bly in Suid-Afrika, wat agterbly, lyk so swape, omdat mense valse stories, of exaggerated stories gaan versprei. Nou lyk die res van ons soos swape. En ongelukkig wat dan ook gebeur, is dat die media dit begin weaponize. Hulle maak 'n wapen daarvan, en dan begin hulle teen ons gebruik. Veral wanneer dit kom by organisasies, soos Agri SA, TLE SA, AfriForum, Solidariteit, al daai organisasies, civil society groepe, soos ons hulle nou maar noem in Engels, word right-wing organisasies genoem. Ek weet nie wie in die media het besluit, wie wat ons gaan hulle sleg maak deur hulle right-wing te noem nie, want hulle is nie regs nie. TLE, SA, Agri SA, AfriForum, Solidariteit, dis nie regse organisasies nie. Ek was betrokke by regse organisasies, ek gaan hulle name nou nie noem nie, die mense wat my herken, sal onthou, ek was betrokke by regse organisasies, regse organisasies. En ek herken dit, was daar, omdat ek wou uitvind, en ek het uitgevind, hierdie regse organisasies, meeste van hulle, ek gaan nie sê almal, vertrou op valse inligting. En ongelukkig het daai idee van regse organisasies wat valse inligting versprei, is oorgeskuif na organisasies wat regtig harde werk probeer doen. En dit doen skade. Elke stukkie valse inligting wat deur mense daar buite versprei word, of exaggeration, ek maak 'n groter storie, ek maak 'n
'n berg van 'n molshoop. Daai raak 'n probleem. En ongelukkig het daai probleem nou in die media se skoot geval. En nou sit ons in 'n geval waar ons 'n fake genocide narrative of 'n valse volksmoord narratief het begin ontwikkel, waar die media vasgegryp het aan daai volksmoord woord, die genocide as 'n woord, en nou teen ons mense gebruik, waar hulle om elke hoek en draai die genocide as 'n woord voortbring in media artikels en sê, ja, maar Trump het dit gesê van Afrikaners en Afrikaners dit voor, agter ensovoorts, tot jou eindelose verveling toe, want Trump het dit gesê, nou maak hulle Trump 'n meester van ons en die ANC gebruik dit teen ons as mense, ongeag van wie is, of jy nou 'n Trump ondersteuner is of nie, of jy nou glo in die refugee status program en idee van Donald Trump of nie, of jy AfriForum of Solidariteit Agri-SA, TLI-SA ondersteuner is of nie. Jy word onder daai kam geskeer omdat daar mense is wat daai inligting daar buite gesit het. En dit word deur die media geweaponise teen mense. Soos om mense sê, wees baie versigtig wat se inligting jy daar buite. Praat die waarheid. As dit nie die waarheid is nie, moet dit nie praat nie. Moenie iets opmaak nie. Don't push something and make it bigger than it is. Moet dit nie groter maak as wat dit regtig is nie, omdat dit teen ons gebruik word. Ongelukkig is daar dom, en regtig, ek gaan dit noem, dom mense daar buite, wat valshede versprei. En nee, ek sê nie volksmoord as 'n valsheid nie. Ek sê om 'n narratief te skep en valse data en die ding 'n groter te maak as wat dit regtig is vals. Volksmoord, afhangend van die definisie ensovoorts, kan dalk waar wees, maar bring die bewyse. En dit help nie sê vir my, maar gaan kyk na hierdie en gaan kyk na daardie. Ek was daar toe daai kruise geplant is. Ek weet van die aantal, ek kyk na elke enkele plaasmoord daar buite wanneer dit gebeur. Ek lees die details. Ek weet dit gebeur. Is dit deel van volksmoord? Volgens die amptelike definisie, nee. En totdat daai bewyse gelewer word, help dit nie, jy sê vir my, ek praat nonsens nie. Ek moet die wet volg. Ek moet die statistiek volg. Ek moet die waarheid volg. En ongelukkig sê die waarheid en die statistiek en die wêreld aanvaarde definisie, dat nee, volksmoord bestaan nie. So, wees versigtig daar buite wat julle vir wie sê, wat se narratief julle najaag, en bly weg van dom mense, wat ons saak as blanke mense, as Suid-Afrikaners, nie net boere en Afrikaners, ek praat van blanke Suid-Afrikaners, want ek beskou myself as 'n boer, want boere kan ook Afrikaans, Engels, Duits, Frans wees ensovoorts, terwyl Afrikaner praat Afrikaans, ek praat meeste van die tyd nie eers Afrikaans nie, ek praat Engels, en as jy van my Engels wil sien, gaan kyk na my ander kanaal, The Rian Roux Show, jy kan dit maar net search op YouTube, jy gaan hom daar ook kry. So, hierdie is my klein kanaaltjie waarop ek bietjie Afrikaans oefen, want ek wil graag vir die Afrikaanse gemeenskap ook iets bring. En ek het al verskeie maniere probeer, en glo my, daar is baie teenkanting daarteen, omdat daar 'n ongelooflike skeiding is, wanneer dit kom by Afrikaans, in die Afrikaanse gemeenskap, en identiteite oor Afrikaans. Want die een is 'n boer, ja, een is 'n Afrikaner, die een is 'n boere-Afrikaner, die ander een stel nie belang nie, hy is 'n blanke Afrikaner. Ene tog mense. En dit is wat ons kelder as mense in Suid-Afrika. Dit is waar ons gebreek het. Ja, weer as baie verskillende mense, maar totdat daai mense begin saamwerk en saam kommunikeer en ophou snert opmaak, gaan ons
ons self kelder. Ons Afrikaans gaan vernietig word. Dis 'n kwessie van tyd, omdat mense weier om saam te werk. Hulle soek altyd 'n rede, en tot op hierdie video kan ek vir jou waarborg, jy kan deur die kommentaare gaan lees, gaan daar verskeie mense wees wat sê, "Ugh, nee, jy praat nou absolute nonsens," of wat nie met my saamstem nie. Ja, ek stem absoluut daarmee saam, dat 'n mens hoef nie met elke opinie saam te stem nie, maar opinies is nie feite nie. En dit is waar ons 'n gelyk moet kry met mekaar. Feite. So, kom ons bring die feite by mekaar, en val die media aan, en hou op om mekaar aan te val, want die media op hierdie stadium in Suid-Afrika, die legacy media, die oud media, die ou Naspers, wat veronderstel was om die Afrikaner se kommunikasiemiddel te wees, is nou in die ANC se hande. En vir die mense wat dit nou nie weet nie, Naspers behoort tot 'n groot mate eintlik aan die ANC, want is die 25% behoort aan die Public Investment Corporation, wat beheer word deur die ANC. Lang proses. Gaan Google dit 'n bietjie. Dit is daar buite. En hulle druk, dit is hoekom daai narratief deur Netwerk 24 en News24 ensovoorts gedruk word, dat alle Afrikaners en alle blanke mense in Suid-Afrika is rassisties. Hulle druk daai narratief, en sodra jy anti-ANC is, of anti-regering, dan word die genocide woord uitgebring, en die rassisme woord, en op hierdie stadium, ons noem dit in Engels harping. The media is harping on the genocide narrative. Nou, hulle het vasgehak aan daai volksmoord narratief, en hulle gaan dit teen ons gebruik die hele tyd, al sê niemand dit nie. Niemand gebruik die woord nie. Niemand gebruik die volksmoord of genocide woord nie. Dit is net die media. Die media stoot die narratief, nie mense in Suid-Afrika nie. In 'n geval, wat is jou gedagtes rondom hierdie ding? Laat weet my in die kommentaare afdeling. Ek gaan probeer lees wanneer ek tyd kry, en dan gesels ons met mekaar. Wat sou julle dink is die oplossing? Hoe word hierdie probleem opgelos? Want dit word teen ons gebruik. Daar sê, dis dit vir die dag, en ek sien julle in 'n volgende video.